Een van die dinge wat ons maar goed moet weet, is dat die Here ons eintlik wil sien as mense wat vir hom werk, as arbeiders. En om hierdie posisie, hierdie verhouding baie duidelik te maak, lees ons in Matteus 20, daarvan vers 1 af, dat die Here die koninkryk van die hemel vergelyk met die eienaar van 'n wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nou hy het die oggend begin en omtrent elke uur deur die dag het hy nog arbeiders aangestel. En op die einde van die dag het hulle nou natuurlik nou tou gestaan om beloon te word, en toe kom die ouens wat eerste daar was agter, maar hulle kry dieselfde as wat die mense wat deel wat later en selfs net 'n uur van die dag gewerk het, en hulle protesteer toe daar teen dat hulle nou nie meer betaal word. En in hierdie storie sê die Here, het die eienaar vir hulle gesê, ek het julle betaal wat ek beloof het, en ek kan met my geld maak wat ek wil. En dan in vers 16 sê die Here, so sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Om 'n arbeider vir die Here te wees, is in wese praktiese selfverloning, om jou eie belang eenkant te skuif, jou eie drome so bietjie eenkant te los, en toe te gee aan die vereistes van jou baas, van jou werkgewer, want hy is die een wat ons sal beloon. En kom ons aanvaar dat hy weet wat hy doen, en dit wat hy beloof het is eintlik nie op 'n dag tot dag of 'n uur tot uur basis gebaseer nie. Nee, dit gaan oor die ewige lewe. Ons verhouding met die Here is vir ons almal gewaarborg. Of ons dit nou 'n lang deel van ons lewe aan hom gewy het, ons hele lewe dalk, of hier 'n rukkie voor ons einde hier op aarde dalk besluit het om die pad te loop. Die Here sal almal beloon met die ewige lewe. En dit is die versekering wat ons nie jaloers maak op mekaar nie, maar net met dankbaarheid vul, dat ons ten minste daardie loon sal ontvang. Loop mooi.